Nou, goeiemôre. Sê 'n bietjie prys die Here. Dis lekker om julle almal weer terug te hê. Julle was bietjie lank weg gewees. So is lekker om julle te sien. Baie welkom as ons enige gaste het, mense wat vir die eerste keer hier is. Baie welkom. Mag die Here julle ryklik seën. Nou, so 2 weke terug het ek 'n reeks begin. En dit gaan maar daaroor dat dieselfde genade wat ons gered het, is dieselfde genade wat oor ons lewens moet heers. En ons kyk bietjie na dit en wat dit alles behels en beteken, want so baie van ons ervaar nog nie die deurbraak en die oorwinning wat ons kan ervaar en beleef nie. Hier is nog hier en daar 'n stoel oop. As jy sien iemand staan of sukkel, wys vir hulle, steek net 'n hand op en sê, kom hier is so 'n plek hier. Okay, so wees net nice, né? En so daar's 'n klomp goeders wat ons in plek moet kry. En ons gaan vandag bietjie deur Titus hoofstuk 2. En dit is 'n uitstekende boodskap. Paulus skryf 'n brief aan 'n leraar en dit is wat hy vir hulle probeer bemoedig en vir hom probeer leer, wat hy vir sy gemeente moet leer. So ons gaan sommer hoor wat was die agenda, wat was agter dit wat Petrus vir hulle probeer sê het en van oortuig het. Want sien, hier is die ding, ons is 'n klomp siek mense en ons kom hier na toe om genesing te ervaar en te beleef, veral in die kondisie van ons harte. Jeremia 17 vers 9, the heart is deceived above all things and desperately wicked, who can know it? Dis een van my gunsteling skrifte. En nog steeds het hierdie siek hart moet homself blootstel aan gesonde dinge om gesond te kan word. So ons moet groei en leer en ontwikkel en ons moet vorentoe beweeg. En so die Here praat van een van die Griekse woorde wat hy gebruik in Titus hoofstuk 2, praat van higiëne, om higiënies skoon en rein te wees. Met ander woorde, die evangelie is presies dit wat ek en jy nodig het om gesond te word. Want sien, as ek en jy nie gesonde teologie of dogma het nie, gaan jy siek wees. En hy begin sommer met daardie stelling. Hy begin sommer met die eerste gedeelte, praat hy van doctrine. Doctrine is belangrik, of jy nou daarvan hou of nie, dit is belangrik, dit was vir Paulus belangrik, dit is vir Henry Pike belangrik, dit moet vir jou belangrik wees. Want as jy verkeerde dogma het, gaan jy goeders kwytraak. Jy gaan goeders mis, luister hierso. As jy nie die vrug van die evangelie in jou lewe sien nie, vra hoekom nie? As daar ellende is, maar daar's nie vrede nie, want onthou, Bybelse vrede praat van, dis chaos, dit woed op die see, dit lyk of jou bootjie gaan sink, maar jy is in vrede. Jy lyk soos 'n sensei, né? Jy lyk in beheer. En dit is wat binnekant ons gebeur. So as die storms op hierdie stadium woed, en jy het nie vrede nie, kom ons kyk na doctrine. Kom ons kyk wat gaan aan, waarvan is jy oortuig? Want ons baie Christianese wat ons gevat het en geleer het en ons het ons raamwerk so en ons het ons fondasie so gebou, maar hoekom voel ons wanneer die druk is, dan voel ons hierdie fondasie gaan nou enige oomblik ingee? Vra, dis die beste ding wat jy vir jouself kan doen. So ons trek weg. Julle gaan selgroep toe, want hulle gaan die hele ding bespreek, okay? Want ons gaan nou net so maak, ons gaan nou nip en tak, dit gaan nou so lyk, okay? So Titus hoofstuk 2 vers 1, ek lees in die Engelse vertaling, hy sê, you however must teach what is appropriate to sound doctrine. Teach what is appropriate to sound doctrine. Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-control, and in sound faith, in love and in endurance. Likewise, teach the older women to be reverent in the way of life, or the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, stop it. But to teach what is good. Then they can urge the younger women, Mommy, Tannie, Oma, luister hierso. Then they can urge the younger women to love their husbands and children. Het jy geweet, jy kan iemand dit leer? Jy kan iemand leer om iemand lief te hê. To be self-controlled and pure. To be busy at home. Moenie dit vir 'n feminis sê nie.
Luister, ek wil net gou ietsie sê, maar ons gaan nie nou daar vandag oor praat nie, maar die feministiese beweging het skade gebring in wie 'n goddelike vrou is. Ons daar gelaat. Dink 'n bietjie daaroor. Stuur vir my 'n e-pos by ek gee nie nou om nie .co.za. Okay, dan op. Julle is ywerig hierdie jaar en ek baie welkom. Is dit nuwe mense? Waar was julle? Ja, so dit ek kan net sê wat die Bybel sê. Anyway, gaan nie oor my opinie nie versus God's opinion. God se woord versus ons opinie teen God se woord maak so as hy in 'n skaal is. It doesn't matter. Nee, okay. Maak nie saak nie, ons moet net begin vertrou. So hy sê busy at home. Nee, in die straat, hoorie, waar was dit gewees? Ek moes hierdie voor Desember gepreek het, want julle was die mans, jy was seker die heeltyd in die shopping centers gewees. Nee. Busy at home, dis waar hy wil wees, hy wil goed regmaak, hy wil uiteindelik het hy tyd om hierdie teel of hierdie kraan reg te maak, maar jy sleep hom freaking die heeltyd Tygervallei toe. Okay, so anyway, dit was vir iemand, okay, nee. To be kind. Ons is nie meer vriendelik met mekaar nie. Jo, ons is bietjie nors en die druk van die samelewing en die druk van jou eie verwagtinge maak jou bietjie, jy is nie teenwoordig nie en daarom sien jy nie wanneer iemand vir jou glimlag of wanneer iemand hallo sê nie. Ek is geneig om daardie probleem te hê. As ek byvoorbeeld iemand oorkant my hê en ons is in 'n koffiewinkel, dis asof ek tunnelvisie het. Ek vra om verskoning as jy al by 'n restaurant was waar ek was en jy probeer hallo sê. Ek is skuldig aan dit. Ek kan partykeer nie sien wat om my aangaan nie, want ek probeer jou help. So ek is partykeer te daar, né? En dan sê ek bietjie, dan lyk ek nors of lelik met ander mense. Ek is glad nie eintlik so nie, ek is eintlik baie vriendelik en baie nice. Ek weet ek het 'n nors, selfs my dogtertjies sal so nou en dan sê, "Pappa, jy sal weer nors." Dan sal hulle my net hierso vryf en dan sê ek weer, dan lyk ek weer nice. Okay, so be kind, to be subject to the husband, so that no one will speak falsely about the word of God. Nah? Similarly, encourage the young men to be self-controlled. Hey man, kry jouself agter mekaar man. Nah, self-control. Nah? In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, not to steal from them, but to show them that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. Jy het 'n verantwoordelikheid hoe jy vir iemand werk, by die werksplek, jou gesindheid by die werksplek maak saak, want jy gaan of afbreek of jy gaan dit aanneemlik maak vir iemand anderste, die evangelie, né? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no. Nou ons gaan fokus op vers 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. So die vorige week het ons bietjie gekyk Lukas hoofstuk 4 waar Jesus eintlik Jesaja 61 vervul. En hy sê daarso dat in julle gehoor is hierdie skrif vandag vervul. So daar verklaar hy dat hy die Messias is. He has come to bind up the wounds of the afflicted, to om vryheid uit te roep oor gevangenes, om die herstel van gebrokenis het gekom en die aangename jaar van die Here is aangekondig. Maar die vraag is,
as hierdie goeders alles gebeur het deur geloof in Jesus Christus, hoekom voel dit dan vir sommige van ons dat ons in 'n tronksel sit en daar's nie uitkoms nie? En ons wil hierdie goeders beantwoord en ons wil 'n greep op hierdie goed kry, want ons soek 'n beter jaar as verlede jaar. Want baie van ons sit nog met skuld, ons sukkel met herhaalde sondige patrone en al daardie dinge, en ons doen eintlik skade aan die evangelie. Want ons het nie al hierdie goeders soos wat hy nou gesê het, daar's goeders wat nie in plek is nie. So wat doen ons? So daar is 'n syndroom. Ek noem dit 'n syndroom. En julle het hom nou daar gesien. Die soutpilaar syndroom. Dis sommer myne daai. My prentjie oorspronklik was baie erger geweest. Maar daai is nogals 'n goeie enetjie. En dit gaan oor die feit dat ons is so geneig om terug te kyk na verwerping in ons kinderdae, in ons tienerdae, toe ons op varsity was of wat ook al. Ons is geneig om hierdie goeders, ons is heeltyd besig om terug te verwys of terug te kyk na hierdie goeders. En weet jy, verlore geleenthede het ook mense geroof van goeders wat God vandag vir hulle doen. Verlore geleenthede, verlore liefdes. Jy weet, jy's konstant Saterdag aand gooi jy daai wizza. En jy soos, ek wonder waar sy nou. Sulke goed, verlore liefde, jare van siek wees, daai jaar in 20 soveel, of in 19 dit, het ek begin siek raak, en my lewe was net weer nooit weer dieselfde gewees. Daardie goeders, is goeders waarna jy die hele tyd terugverwys, en dit doen iets aan jou. Maar vir die meerderheid van mense, jy sal dit nie glo nie, maar vir die meerderheid van mense wat vandag sukkel om regtig verhouding te bou met die Here, om regtig in intimiteit saam met God te stap, is mense wat verlang na die sonde van die ou dae. Wat terug verlang na die goeie, hey, those were the days. Hey, vir party ouens het Bon Jovi gespeel, of het was bietjie pour some sugar on me, nee. En vir ander mense was dit 'n ou klipwerfie. Daar was 'n ou sakkie gewees, en jy soos, yes, ek het nooit weer gedans soos daai tyd nie. Nee, dit was lekker, hey, shake, rattle en roll vir die ouens wat nou as prins lewe. So, dit is die sonde van die ou dae, want wat het saam met daai goeders gegaan? Losbandigheid. Ek het vir myself gelewe, ek het nie verantwoordelikhede gehad nie. Ek het gedoen wat ek wil en ek mis dit. En partykeer sal daardie ouens so ver gaan om te dink, hoe sou die lewe gewees het as ek nie met my vrou getroud of my man getroud nie, en as ek ook nie hierdie kinders gehad het nie. Party van ons eindig daar, en dan raak 'n mens mislik in hierdie teenwoordige tyd. So wanneer die verlede jou vashou, het jy 'n monument geword. Jy is 'n soutpilaar oor dinge wat God geoordeel het. Onthou hierdie ding. Lot se vrou het 'n soutpilaar geword, want sy het terugverlang na dinge wat God geoordeel het en gesê het nee. So daar's nie lewe nie. Daar's nie vooruitgang nie. Jy's stuck. En dit is crazy. So Paulus skryf in Titus om te wys dat genade is nie net wat jou red en vergewe nie. Genade is ook dit wat jou leer hoe om te lewe. So ons gaan 'n bietjie kyk na dit. Titus 2 vers 11. Want die genade van God het verskyn wat redding bring aan alle mense. Jy het weer eens niks gedoen om gered te kan word nie. Niks. Jy het niks na die tafel toe gebring behalwe jou sonde wat vergewe moes word nie. Dis al. Dis al wat jy gebring het in jou die proses. Hy sê grace did not evolve. Dit is nie ietsie hoe jy het stelselmatig beter begin geword en meer gehoorsaam geword nie. Nee, niks sulke dinge nie. God het skielik gekom en dis hoe ons gered is. Skielik. It appeared. So reddende genade is nie 'n proses nie, dis 'n ingryping en ek kan getuig daarvan. Hoog soos 'n spook, daar in Northern. Daar waar, ek weet nie, was daar mense hierso wat by op die koffie was? Oh, papa! Jee! Nee? Okay. So, dit was Suid-Afrikaanse Woodstock. Okay. So, dis wat dit was. En ek was nog besig om tou te gee, so hoog het ek geraak, en toe skielik het ek 'n ervaring met God en die Heilige Gees, en ek is in 'n oomblik nugter. In 'n oomblik. Huil 3-4 ure lank
oor hierdie God wat my so lief het. Dit was ongelooflik amazing. En dis wat gebeur het, dit is soos die Griekse woord wat hierdie woord beskryf, verskyn. Die genade van God het verskyn. Daardie woord verskyn in Grieks beteken soos 'n sonsopkoms wat duisternis verdryf. Soos lig wat die nag onherroepelik breek. Solank as wat die son daar is daar nie duisternis nie. Ne? En dit is natuurlik so in die koninkryk van God. Daar gaan nie 'n son wees nie. God se heerlikheid is so amazing, daar gaan geen skaduwee wees nie. Daar's niks nie. So raak, sê maar goodbye vir hom. Jy het nog jou hele lewe probeer weghardloop van die ou, nê? En daar gaan jy nie so iets hê nie. Dit gaan net amazing wees. So dit is 'n suddenly wat 'n nuwe proses in jou lewe begin. Dit veroorsaak jou om letterlik dag en nag te verskil van wie jy was. Dis wat hierdie ding doen. Dit beteken, dit is nie net om hemel toe, bevryding of redding is nie net om hemel toe te gaan nie. Dit is om jou heeltemal te bevry van die mag van gister. Die mag van gister se ellende en struikels en addictions en al daardie klas van goeders. So Kolossense 1 vers 13 sê, hy het ons verlos. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hy het ons verlos, beteken dit het reeds gebeur. Daar is ook trappe van vergelyking. Ons is verlos, ons gaan verlos word. En hy praat van die teenwoordigheid van sonde. Die mag van sonde is gebreek, maar jy's nog in die teenwoordigheid van sonde. Dan gaan jy, so die mag van sonde is gebreek, die skuld van sonde is gebreek, en dan eendag gaan ons bevry wees van die teenwoordigheid van sonde. So dit is die trappe van vergelyking, wanneer dit kom by sonde. Ons is, die mag is oor ons gebreek. Ons het vir die eerste keer, het ons 'n geleentheid om reg en verkeerd te kan kies. Voorheen, in sonde, kan jy net sonde pleeg. Maar nou is ons vry van die mag van sonde. Met ander woorde, God het so 'n unieke ding gedoen, ons kan vir die eerste keer hom gehoorsaam. En julle weet, Bybelse definisie van vryheid is, om vir die eerste keer te kan doen wat God behaag. En dit is so mooi. So op grond van jou gehoorsaamheid aan God, dit is die mate van jou vryheid. Jy is nog besig om te groei en te ontwikkel. Maar luister mooi, jou verlede het nie meer wettig gesag oor jou lewe nie. Dit het nie. Volgens die wet van God, wat vervul is, die geestelike wette wat daar ook in die hemel heers. Volgens daardie wette is daar geen rede, wettige rede, vir jou om onder sy mag te wees nie. Niks nie. Maar luister mooi, 'n slawedrywer verander nie sy natuur nie. Hy gaan nog steeds jou oortuig en jou probeer laat voel soos 'n slaaf. Daai fight gaan daar wees. Maar as jy vandag worstel met sondige gewoontes en patrone, wag net eers 'n bietjie. Dit beteken nie dat genade misluk het nie. Dit beteken net dat genade is nog besig om jou op te voed. Okay? Jy's nog 'n working progress. Titus 2 vers 12 sê, dit voed ons op om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Dit voed ons op. Genade is nie passief nie, dit is nie net in terme van redding beskikbaar nie, maar dit leer ons iets, dit is aktief besig om elke dag iets aan ons te openbaar, iets aan ons te leer. Genade dissiplineer, genade herprogrammeer begeertes. En luister gou mooi, baie mense sal sê, yes, ek het 'n probleem, ek het 'n groot probleem. Weet jy, as ek iets kwyt geraak het en ek het aspres gesondig, dan yes, ek voel sleg. Maar en is vir my weird, want die Bybel sê, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Daai gedeeltjie beteken nie jy gaan nooit sleg voel nie. Want imagine dat jy het nou nooit sleg gevoel oor dit wat jy kwyt geraak het nie. Luister hierso, jy gaan nog baie erger voel hoe nader jy in God stap.
Want God is heilig en God haat sonde. Die gees wat in jou heers, gaan nie okay wees met sonde nie. Vir solank as wat jy lewe op hierdie aarde, as jy iets verkeerd gedoen het, as jy as prins iets verkeerd gedoen het, jy het sonde beplan, hy gaan vir jou opvreet. Dit is goeie nuus, want dit beteken die werking van die gees is betrokke. So God gaan nooit okay wees met sonde nie. God gaan nooit dit aanvaar en sê, ag nee, weet jy wat, jy het mos nou klaar jou lewetjie vir my gegee, gaan aan. Nee, genade leer ons wat heiligheid is, en wat eerbiedig is, en dit wat skoon en mooi en rein is. Hy is besig om ons op 'n plek te bring waar ons sonde haat. Grace does not just pardon sin, it trains us to hate it. So jy gaan nog baie sleg voel. Vir ouens wat baie intiem is saam met die Here, wat 'n diep verhouding is, en ek weet, jy kry sulke mense. As daai ou sy oë toemaak aan tafel, man, hy bid net vir die worteltjies op sy bord. As daai ou sy oë toemaak, is daar so 'n teenwoordigheid. Het jy al sulke mense ontmoet? Jy moet graag saam met my gaan eet. Dit is 'n grappie. Dit is net 'n grappie, want julle is nou weer baie, julle is nou die frons, die oë is so, julle is soos wat op het. So, maar dis die ding, as jy diep spore in God se hart begin trap, dan het jy berou, goddelike berou oor hierdie ding wat jy kwyt geraak het. En daar is 'n nederigheid, 'n humility, jy val op jou knie en jy sê, Here, vergewe my, ek is jammer ek het hierdie ding gedoen teenoor U. En so begin jy die vrees van die Here ontwikkel in jou lewe. So kom jy op 'n plek waar jy soos Josef op 'n baie plek kom waar hy sê, toe Potifar se vroutjie sê, papi, just like my eye teals blink, skattemolletjie. Toe sê hy soos, hoe kan ek hierdie ding teen my God doen? Nee, en soos in daai oomblik voel dit soos 'n get ye behind me Satan, né? En dis wat gebeur wanneer jy begin God lief hê. Jy wil hom nie teleurstel nie, jy wil ontwikkel, jy wil doen wat Jesus gedoen het, en jy kyk voor jou en jy's besig om te beweeg. Ware vryheid begin wanneer jy op die regte goeders fokus. Nou hier is die ding. En ek moet sê ek is skuldig hieraan. Hierdie gedeelte het vir my selfs uitgedaag, want as ons partykeer sit in berading, dan is ons geneig om terug te gaan na goeters toe, teleurstellings. Ons doen dit hierso ook selfs hierso met die Sousa bediening, waar ons kyk, ons gaan terug waar die teleurstelling plaasgevind, wat het ingekom, en is baie goed om leuns te identifiseer, want leuns manipuleer jou lewe, en dan is jy nie eintlik op 'n solid fondasie nie. Jy het jou lewe gebou op wat 'n leuen is. En daarom kan hy nie gewig dra nie. So as jy konstant onder druk, die hele tyd jouself wil, hoe koop jy? So jy kyk nou, hoe koop jy as jy onder druk is? Nee, ek slat 'n ou wizza. Hierdie ene ek slat 'n ou oorval bokswyn. Hierdie een ek slat 'n pyppappa. Hierdie een slat sy vrou. Okay, dis net. As mense ons bel vir Roan. En hy stamp jou met die kop en sort jou uit. Okay, ons doen iets om jou, ons sal vir jou bid vir genesing. Dis is my skoonpa een. Ja, anyway, toe maar. Laat ek hier. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy het net gesê hy gaan iets doen aan iemand. Toe dacht ek net soos, ja, alles reg. Maar toe gebruik hy my naam. Hou cool, Henry, toe sort jy uit. Toe sê ek, hy skout spier wat in die gesig. Nee. En, maar hier is die ding. Wat ons partykeer doen is, en dit is wat Paulus leer vir ons eintlik iets anderste. So, hier is ek is nou baie vulnerable. Hy het my tegniek ek het bietjie begin twyfel in die manier hoe ek mense beraad. Okay? Die woord is baie sterker as dit wat ek geleer is om te doen, of wat my opinie is. As die evangelie sê ons moet dit so doen,
wie is ek om te sê, nee, maar hierdie ou het my dit so geleer. Ek gaan dit laat gaan ek gaan dit vinnig laat gaan en ek gaan vaskleef aan dit wat die woord sê. So ek is besig om self hierdie ding te ondersoek, maar kyk gou wat sê dit. So in Genesis 19 vers 26 sien ons daar, so hy sê, maar die vrou van Lot het agter hom gekyk en sy het 'n soutpilaar geword. So sy is nie gestraf omdat sy nuuskierig was om te sien wat die Here nou gaan doen nie, want ek dink dis baie keer wat ons dink wat die Here gaan doen. Nee, sy is geoordeel oor haar hartkondisie. Sy het redding ontvang, maar daar's 'n ondankbaarheid want ek is spyt oor dit wat ek agterlaat. Dit wat daar agter was, sy was baie invested in dit. Dit het vir haar baie beteken. Daar's baie plesier, baie genot wat daar gebeur. God het dit geoordeel en gesê dit is verkeerd. En sy soos, maar as dit my so goed laat voel het, hoe kan dit verkeerd wees? Hoor jy vandag se taal? Maar as dit my so goed laat voel, hoekom is dit so verkeerd? Want God het sonde geoordeel. As jy wil sien en weet wat doen sonde aan liefde, kyk na Jesus op die kruis. Dit vermink liefde tot 'n plek dat dit onherkenbaar lyk as mens. Dit is wat sonde doen aan liefde. En dit is wat ons doen aan ons geliefdes wanneer ons dit as prins herhaal en nie beveg nie. Dan breek ons naastes af. Ons breek ons families op. En 'n familie wat opgebreek is, breek ook af aan die sosiale wêreld om ons. Jy breek af by die huis. Jy gaan afbreek maak by die werk. Jy gaan afbreek maak by die skool. Jy gaan afbreek maak oral waar jy gaan jy afbreek. Want dit is hoe jy operate. Okay? So sy het 'n bittersweet ervaring. Haar lyf is besig om uit Sodom uit te beweeg, maar haar hart verlang na Sodom en Gomorra. Sy is soos, I want this. Okay? So kom ons kyk gou wat sê Jesus? Hy sê in Lukas 9 vers 62, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Okay. So spyt, bitterheid, nostalgie, om nostalgies te wees. Ons het almal sulke oomblikke waar ons bietjie nostalgies is. Eers daar speel 'n liedjie, Def Leppard, kook op radio. Nou raak ons bietjie nostalgies. Nou is ons soos, weet jy, dit was 'n rowwe week geweest. Nou beplan ons wat ons gaan doen. Ons gaan nou hierdie ding doen, ons gaan nou daai. Maar weet jy wat doen jy? Jy's besig om vorige dinge te herhaal, soos wat ons vroeër gesê het. Jy dink nou aan haar, aan Jy dink nou aan ou Johan. Johan het sulke groot hande gehad. En sy arms. En nou is hy getroud met so 'n bietjie van 'n korterige ou. En hy het bietjie relax. Hy het ontspan. Toe hy 30 slaan, toe sê hy, there we go. Dit's nou so. En nou sê hy soos, ek wonder waar is hy? Ja, wow. En jy is soos, waar is die girl? En ek wonder wat het my daar gebeur. Ja, ons was so 'n cool couple op skool gewees en anyway. Dan sê weet jy so spyt, bitterheid, nostalgies. Om nostalgies te wees, julle kan baie gevaarlik wees. En maar hier is die ding. Nou is ons besig om die heeltyd oor die verlede te praat. So hier is wat terapie sê. En dis wat ek gedoen het, dis hoekom ek sê vir jou nou, hierdie het my ge-challenge, okay? Terapie sê vir ons, gaan besoek die trauma, gaan beleef die teleurstelling. Daar waar daai oomblik, daardie draaipunt oomblik in jou lewe, jy was op pad soontoe gewees, toe daar iets gebeur, kom ons besoek daardie ding. Kom ons gaan herleef dit en ons kyk wat ons daaruit kan kry om jou te help om die leuen te identifiseer en dit en dat en daai. So daai is 'n manier wat ons mense probeer help. Maar Paulus sê, ware vryheid begin wanneer jy op die regte goed begin fokus. Okay. So hy sê eintlik,
moenie die heeltyd teruggaan en goeders herbeleef nie. Want baie mense raak stak daar. Nou eerlikwaar, ek het al mense bedien. Ons het al so ver teruggegaan dat ons selfs daarso toe Adam net alleenig met Eva was. Daar in die tuin het die probleem begin. En ons sukkel nog steeds vandag. Ons het al alles beleef, ons het al teruggegaan. Ons het ook al stories opgemaak. Nee, ek speel ons het nie. Maar partykeer voel ek vir my, hierdie mense gaan so diep, hulle verbeel goeders het gebeur wat nie gebeur het nie. Dan sit ons nou maar daar en ons luister. Maar dan voel ek net nee, en dan sal ek altyd een of ander ietsie sê om daardie ding net gou te breek. Net ons stop nou. Paulus is oortuig dat die heerlikheid van God is die antwoord op mense wat stak is in die verlede. Wat stak is in dinge wat met hulle gebeur het baie lank terug. En hy sê in Filippense 3 vers 13, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor my is. Die rede vir dit is daar is mense wat vandag pyn manifesteer oor trauma wat 20 jaar terug gebeur het. En dit is nie dat hulle nie moeite gaan doen het om mense te gaan sien, braders en professionele mense te gaan sien om hulle te help nie. Dis net, hulle is soveel keer teruggevat, hulle het net stak geraak in daardie plek, en niemand kan hulle help nie. Tog is almal se antwoord, kom ons gaan gou terug na die ding. Die beginpunt is kom ons gaan gou terug. Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my na dit wat voor is. Die rede vir dit is, want die verlede hou nie net vas nie. Dit veroorsaak nie net vandag nog pyn nie. Maar dit is jou identiteit is in daardie ding geanker. Dit het jou begin definieer. Jy het begin daardie pyn, daardie teleurstelling, daardie ding begin word, en jy manifesteer dit vandag nog 20 jaar later. Jy is besig om daardie ding te word, want jou identiteit is in daardie ding. Jou doen en late, wat jy in staat is om te doen, is alles geanker in daardie pinnacle, daardie een oomblik wat gebeur het. So hoe leer ons dan nou uit genade uit? Wat doen ons? Hoe leer genade ons vandag? Wel, genade verander jou motivering en jou hoekom. Wettisme leer vir jou en sê, weet jy, dit is sonde, dit is jou vrees vir God, en is die negatiewe ene, nee? Dit is die negatiewe uitkyk na God, wat maak dat jy sê, wel, ek moet nou nie meer sondig nie, want God gaan my die hele tyd straf, maar jy gaan sien, daardie mense wat so opereer, val konstant in sonde in, want hulle is nog onder die wet, hulle is nie onder genade nie. Genade leer jou, jy sondig nie, want jy is lief vir God. En daardie liefde vir God, en die feit dat jy in 'n hoër koninkryk is, dryf jou om hom te behaag. Dit is wanneer die Heilige Gees vir jou wys en sê, dis wat jou waarde is. Kyk na daardie kruisdood. Dit is wat dit is jou waarde. Dit is hoe kosbaar hy jou liefhet. Dit is hoe kosbaar jy vir hom is. Dis hoe radikaal sy liefde is, dat hy sy seun sal kruisig vir jou. Hy sal dit doen vir ons. Dis wat hy bereid is om te doen. Maar weer eens, kyk na wat sonde doen aan liefde, wanneer jy na daardie kruis kyk. Kyk wat doen ons gesindheid, ons haat, ons ongehoorsaamheid, ons sondige hart, sondige negatief. Kyk hoe desperaat het jy hom nodig om hierdie hart te verander, sodat jy nie dieselfde weer oor en oor doen nie, maar dat jy eintlik op 'n plek kom waar die geregtige val, maar hy staan op. Jy bring eer aan die Here. Jy bring hom eer en glorie. Nommer 2, genade herprogrammeer jou begeertes. Jy weet die woord opvoeding, wanneer daar verwys word na dit voed ons op. Daardie woorde beteken om te dissiplineer deur nuwe begeertes aan ons te openbaar. So dit is dissipline. Dit is wanneer die Here sê, okay, jy is nou gewoond om dit te doen, ek wil hê jy moet nou dit doen. Dis sy regverdige dissipline. Dit is genade wat besig is om vir jou te leer. Weet jy wat, jy tot nou toe 'n smaak vir dit gehad. Nou, probeer 'n bietjie hierdie ding.
ek daag jou uit, ek challenge jou, doen 'n bietjie hierdie ding. Kry 'n bietjie 'n ander smaak, kry 'n bietjie aptyd vir 'n ander eetlus. Weet, dit is soos ons kindertjies, wanneer hulle klein is of ons wil hê hulle raak nou bietjie woelig en al daai goeders, wat doen ons? Ons druk 'n suurwurm in hulle monde. Nou druk jy soveel suurwurmpies in daai mondjie, jy's dat die tandjies is stomp. Daai tandjies is vrot ook al, ons van die kindertjies wat ek vrot tandjies het, nê? En hulle lyk funny nou sê soos, ons is nooit suurwurmpies in hierdie ou se keel gedruk het nie. Ek gaan hom nou spinasie gee. Wat jy doen is jy oor tyd, dis nie bomskokkie, dis nie, nou gaan ons alles verander nie, dit is stelselmatig as jy besig om sy lus vir kos te verander, deur ander goeders aan hom bekend te maak. Sê, luister, en jy soos, en daar soos 'n surprise hierna, nee, eet gou jou ertjies, jou worteltjies, eet daai spinasie, ken jy vir Popeye? Nee, niemand ken meer vir Popeye nie, het julle agtergekom, is allerhande ander goeders, nee. Wie's Popeye? Hy slaat die wit waks van jou gesig af. So dit is wat genade doen, dit verander jou op tyd oor 'n proses, dit is wanneer God sê, nee, jy doen dit nou geheeltyd so, kom, doen dit nou 'n bietjie hierso, sê eers jammer, sê eers sorry, sorry lief, ag sorry dol, jy weet, en dan gebeur ander goeders. So Paulus sê, moenie net die hele tyd oor jou verlede praat en oor die see praat nie, hy sê hierso, raak meer deeglik wanneer dit kom oor jou verlosser. Wees meer intentioneel. Die heerlikheid van Christus wat kom. Hy sê eintlik in Romeine 8:18, hy sê, die lyding van die teenwoordige tyd weeg nie op teen die heerlikheid wat geopenbaar sal word nie. Dit is nog nie geopenbaar nie, julle. Daar's nog baie dinge van ons redding, wat ons ongelukkig, en niemand hou daarvan om dit te hoor, want ons soek die volheid nou. Paulus sê mooi dinge in 1 Korintiërs hoofstuk 15, sê, en in daardie dag sal ons van aangesig tot aangesig staan, en ons sal wees soos hy. Nie nou nie. Want ek en jy, dis hoekom ek my kinders ook geleer het, ek het vir hulle gesê, van kleins af, luister, Pop, ek is geleer dat ek God die Vader verteenwoordig vir jou. En toe release ek myself net van daardie druk, toe sê ek vir hulle, sê ek sal dit nooit kan doen nie. Ons kyk na Jesus, want ek gaan vir jou teleurstel. Ek gaan vir jou seermaak, ek gaan vir jou jok, ek gaan partykeer sê ek gaan daar wees, dan gaan ek nie kan nie. Ek gaan jou lewe ruïneer as jy dink ek is God die Vader. Liefie, hy is soveel beter as wie ek is. Hy daag op as hy sê hy sal op wees. Hy vervul elke belofte, elke ding wat hy sê doen hy. Ek nie. Maar as jy wil weet wie is perfek, kyk na Jesus. Want ek kyk na Jesus. Want my hart wil mense vertrou, maar ek weet die Bybel sê hy wat op mense vertrou sal teleurgestel. Ek vertrou nie mense nie in daardie negatief is. Ek vertrou nie mense nie. Nee. Ek vertrou God eerste. En ek maak staat op hom. Dis ook om baie gebede wat ek het, behoeftes wat ek het, maak ek nie bekend aan mense nie. Want dit is soveel soeter as ek in my binnekamer gaan en ek praat met God en 'n ding word vervul. Waar as ek 'n klomp skimpe gooi van, ek vertrou die Here vir 'n BMW. En 'n horlosie wat 'n golf app kan opkry. Want die een wat ek het kan nie, hy is nie so nice nie. Maar ek vertrou die Here vir een van daai nice Gemini horlosies sodat ek 'n golf app kan kry. Dis soveel soeter as jy in jou binnekamer ingaan en jy sê, Here, hier is my behoefte. En die Here kom en hy sê, ga gou vir Hardes stuk. Hardes bel my.
Hey man, hoor jy so, ek het 'n groot blessing gekry, Discovery vir my nuwe ding hier so. Die Here het my hart geleek met vele dinge. Jy sal nie glo wat ek 2 weke terug gebid het nie. Getuienis. Nou skimp ons so skump van hier na daar. Stop dit man, praat met die Here. So luister. En hierso is die probleem. Dis baie maklik om eerder te praat oor die pyn en die teleurstelling en dit is op hierdie dag, dit was 18 Junie 1998 en jou pa het vir my, kom aan man, hè? En ek sal nooit sy woorde vergeet nie. En tot daar vandag toe praat daai woorde met my en daardie woorde breek my af, want dit weer galm. Dit echo. Dit soos 'n halgeweer in Parelse berge. Dit gaan net aan en aan. Nee, kyk wat doen dit aan jou. Deur die hele tyd in die verlede te kyk. Daardie draaipunt oomblik, daardie doodskoot. Kyk hoe beïnvloed dit vir jou. Ek weet jy's 'n bundle of joy by partytjies. Nogals nie. Dis die vreemdste ding, Henry. Ek het so baie liefde om te gee, maar niemand wil dit ontvang nie. Ek kom agter, is baie maklik om die seer te gaan besoek, as om in daai binnekamertjie in te gaan en te sê, Here, hier is hy. Show me your face, Lord. En dit is hoekom ons nie die deurbraak kry waarna ons verlang nie. Daar's oomblikke van verligting. Maar oor 2-3 weke is jy weer op dieselfde plekkie. Oor 6 maande van nou besoek jy dieselfde pyn weer oor en oor. Wat? As Paulus nie jok nie. En hy sê, kom ons gaan bietjie na hom toe. Die hoop van heerlikheid. Kom ons gaan bietjie soontoe. Nie meer die soontoe. Hoe sal ons lewens dan lyk? Daar's soveel dinge wat ek graag vir julle wou sê, maar wat ek nie nou kan nie. Ek wil hierdie ding sê. Die Bybel sê in Titus 2 vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Dit is wat God gedoen het. Hy het al hierdie dinge vir my en jou gedoen. En jy moet verstaan, jy gaan altyd aan iets of iemand behoort, altyd. Die mens is gemaak om te aanbid. En jy gaan of 'n God aanbid of jy gaan ander gode aanbid. Maar luister mooi, die feit dat jy tot bekering gekom het, dat jy gevul is met sy gees, beteken die volgende. Jy behoort nie aan ander gode nie. Jy behoort ook nie aan jouself nie. Jy behoort aan hom. En 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, jy is duur gekoop. 1 Petrus 2 vers 9 sê, 'n volk as eiendom van God. Dit is wie ons is. Dit is wie die kerk is. So die seldeur, die tronkdeur is oopgesluit, omdat Christus in jou hart regeer. Luister mooi, jy is nie meer wat jou pa of jou ma gesê het nie. Jy is ook nie wat die sondige natuur probeer doen het nie. Jy is nie wie jou mislukkings jou probeer definieer nie. Jy is wie hy sê jy is. En hoe breek ons dan met die soutpilaar syndroom vandag in ons lewens? Identifiseer jou Sodom en Gomorra. Identifiseer daardie ding, of persoon, of wat ook al dit is. Identifiseer dit, noem dit by die naam. Bely dit. Bely ook dat jy omdraai en begeer na daardie dinge. Beoefen daardie hoop van heerlikheid. Begin uitsien. Kyk waar jy is
Want hier is die ding, ons as Christene, ons ignoreer nie die pyn nie. Dis nie wat ek vir jou sê wat jy moet doen nie. Jy gaan seer kry en jy gaan met daardie pyn sit. Maar ons verwerk dit in die lig van die komende heerlikheid wat op pad is. Ons verwerk dit in die lig van die komende heerlikheid wat op pad is. Dit is hoe ons dit begin verwerk. Ons vat dit vas en ons sê, prys die Here, hierdie gaan nie my lewe wees nie. Weet jy wat probeer hierdie soutpilaar syndroom doen? In daardie teleurstelling, daardie pyn, daardie seer kry, daardie oorsaak, daardie ding wat gebeur het, wat jou lewe gepivot het in 'n ander rigting in. Weet jy wat doen ons? As ons so ongelukkig is, dan is ons geneig om 'n punt na daardie ding te sit. 'n Punt, full stop. Met ander woorde, dit is nou hoe dit gaan wees. Maar dit is wat genade doen. God vat dan sy pen en daar waar jy 'n punt gemaak is, maak hy 'n kommaatjie. En hy gaan aan om die hoofstuk klaar te skryf. So genade gaan jou altyd 'n geleentheid gee om iets beters te beleef. Altyd. Ek wil vir jou herinner en vir jou sê, as goeders jou lewe beïnvloed het en jy's fisies beperk, as goeders jou lewe beïnvloed het en jy's stak in jou kop, die evangelie beloof vir jou, net soos wat jy daar is vandag, om 'n volmaakte lewe te lewe, om 'n vol lewe te leef. Al lyk dit anders van ander mense, God is in staat en het die vermoë om vir jou so 'n belewenis, so vry, so gelukkig, so alles te kan doen, net daar waar jy is, net soos wat jy op hierdie stadium is. Hy is in staat om dit vir jou te kan doen. So moenie laat hierdie geleentheid, hierdie tekort, hierdie oorsaak, hierdie ding, daai ding, hy, sy, ma, pa, wat ook al, jou lewe beïnvloed en eintlik van jou steel nie. God is in staat om vir jou te gee sy beste, okay? So luister gou hierso. Ons gaan nou, het almal 'n kelkie gekry. Is almal bedien. Het almal ene, wie kort? Hierso, hande asseblief. Hierso kom hulle gaan nou net die hande op asseblief. Hulle gaan nou kom hulle. Dankie. Daar agter die bo, daar bo is mense. Hier bo, daar sy, dankie, daar heel bo. Dankie, hou net op, hulle is, they're on their way. So luister mooi, as jy een van daai mense is, en hierdie boodskap praat bietjie met jou, hier's mense wat na die tyd voor gaan staan, en hulle is opgelei om jou te kan bedien, om saam met jou te kan bid, om bietjie met jou te kan gesels. Hulle is hierso, want dit is hulle bediening. So asseblief, kom praat na die tyd, ons het tyd om saam met jou te bid en met jou te gesels. Maar hierso is 'n profetiese aksie. Wanneer ons die nagmaal gaan neem, ons gaan die broodjie eet en ons gaan die bloed drink, dan wil ek hê, wanneer ons sê, okay, ons is nou klaar, dan gaan jy sit nou in jou tronkie, in jou tronksel. Dan as 'n profetiese aksie, gaan jy opstaan, en jy gaan jou tree gee, en jy gaan jou tronksdeur, die seldeur, toeslaan, sodat jy nie weer teruggaan na daardie ding nie. Dit is jou profetiese aksie vir vandag. Okay, so kan jy die oë sluit, ek gaan vir ons bid, en kom ons raak net weer opnuut bewus van die Here en sy teenwoordigheid, dit wat hy vanmôre bedien het, okay? Hemelse Vader, ons kyk vandag na die tafel en dit wat U vir ons neersit om ons te bedien. Nie omdat ons waardig is nie, maar omdat U genade aan ons verskyn het. Terwyl ons hierdie brood neem, onthou ons dat U liggaam gebreek het, sodat die kettinge van ons gister gebreek kan word.
Here, ons bely dat ons so dikwels soos Lot se vrou omkyk na ou seer en ou sondes en ons ou identiteit. En ons bely, Here, dat ons soms so soutpilare geword het, vasgevang in nostalgie of bitterheid, Here. Maar vandag, terwyl ons hierdie beker drink, is ons dankbaar vir die prys wat U betaal het om ons los te koop. Hierdie bloed is die bewys dat ons aan 'n nuwe eienaar behoort, 'n liefdevolle God, 'n liefdevolle Vader. En dankie dat U genade ons nie net vergewe nie, maar hier waar ons sit, ons ook herprogrammeer. Here, ons leer deur hierdie genade om nee te sê vir dit wat agter ons is en ja te sê vir dit wat voor ons is, die komende heerlikheid wat kom. Laat hierdie nagmaal die oomblik wees waar ons die graf of die tronkdeur finaal toemaak en ons rig ons oë weg van dit wat agter ons is en ons kyk op na die geseënde hoop van heerlikheid wat kom. Ons eet en drink vandag as vrygekoopte mense, duursaam gekoop, gereinig en reg om vorentoe te loop in oorwinning. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. U kan die broodjie eet. Here. En ons sê bietjie. Amen. Amen. Baie dankie dat julle vanmôre gekom het. Onthou asseblief as daar iets is wat ons vir julle kan doen, kontak ons by Info uit die Bron. Ons help graag waar ons kan. En dan wil ons ook net dankie sê vir julle finansiële ondersteuning. En dankie as jy nog nie doen nie, dankie dat jy oorweeg om dit te doen. As jy nou gebed en bediening nodig het, kom asseblief vorentoe, ons wil jou graag bedien.